Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag, 12 Februarie. Toegang tot tevredenheid. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir U ongelooflik baie dankie dat U ons hierdie dag skenk, sowel as hierdie studie. Liewe Here, help ons asseblief dat ons mag verstaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Filippense 4, verse 10 tot 13, sowel as vers 19. Watter aanbevelings onthul Paulus hier om 'n tevrede, gelukkige lewe te geniet? Ons lees Filippense 4, vers 10 tot 13, sowel as vers 19. Ek het my grootliks verbly in die Here, dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waarin julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word, ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om verstandig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus, wat my die krag gee. En my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. Filippense 4, vers 10 tot 13 en vers 19. Wanneer uiterste omstandighede toeslaan, hongersnood, siekte, besering, verlies, begin 'n mens nadink oor die dinge wat werklik saak maak, en dan word daar aan die seëninge gedink, wat ons gewoonlik as vanselfsprekend aanvaar. Wanneer ons verneder word, Filippense 4 vers 12, behoeftig of met amper niks gelaat word, dan is dit wanneer geloof tot ons redding moet kom. Die teenoorgestelde, wanneer ons oorvloed geniet, moet ons altyd bewus daarvan wees, dat dit in 'n oomblik kan verdwyn. Spreuke 23 vers 5 lees, sou jy jou oë daarop laat afvlieg, maar weg is dit, want skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel toe. Beide Job en Paulus herinner ons daaraan dat ons niks in hierdie wêreld ingebring het toe ons gebore was nie, en ons sal niks saam met ons na die graf kan neem nie. Job 1 vers 21 lees, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. 1 Timoteus 6 vers 7 lees, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Let op na die volgende Bybelbeloftes. Nommer 1. Psalm 23 vers 1. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Matteus 6 vers 32. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Filippense 4 vers 19. En my God sal elke belofte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En die wonderlikste van alles, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dalk kan nie een van ons ten volle begryp wat alles in staat insluit nie. Ons moet sekerlik, net soos met enige ander versoek, vir God se hulp en krag volgens sy wil vra. Maar dikwels vra ons vir iets wat nie volgens sy wil is nie. Dit is hoekom Jakobus 4 vers 2 sê, en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Hier volg 'n paar dinge waaroor ons met sekerheid kan vra, omdat ons weet dat dit met God se wil ooreenstem. Nommer 1. Redding vir 'n geliefde vriend of vriendin. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 lees, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.
Punt nommer 2. Durf om ons geloof met iemand te deel. Openbaring 22 vers 17 lees, en die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Punt nommer 3. Vergifnis wanneer ons dit wat verkeerd is, bely en versaak. 1 Johannes 1 vers 9 lees, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Punt nommer 4. Krag om God se gebooie te gehoorsaam. Hebreërs 13 vers 20 en 21 lees, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Punt nommer 5. Liefde vir hulle wat ons haat en ons sleg behandel. Matteus 5 vers 44 lees, maar ek sê vir julle, julle moet jul vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Punt nommer 6. Wysheid vir uitdagende situasies. Jakobus 1 vers 5 lees, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Punt nommer 7. Om die waarheid in God se woord te verstaan. Johannes 8 vers 32 lees, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hoe hanteer jy die dinge waarvoor jy gebid het, wat nog nie bewaarheid geword het nie, of dalk nooit bewaarheid sal word nie?